Dierbare Hemelse Vader, ons goeie herder, U wat ons roep by die naam en ons lei op die regte paaie. U kom bring vir ons U woord. Here, dankie dat U nie ons aan onsself oorlaat nie, maar dat U Uself aan ons bekend maak, deur die stem van die skrif, deur die leiding van U Gees en deur die lewe wat U aan ons skenk. Here, ons harte is dikwels vol afleidings, vol vrae, vol onsekerhede, maar U ken ons. U weet waar elkeen van ons is, of ons rus in groen weivelde en of ons onsself in diep donker klowe bevind. En steeds is U daar by ons. Open nou vir ons U woord, laat dit nie net klanke wees wat ons hoor nie, maar woorde wat in ons harte wortel sal skiet. Wat ons sal roep, ons lei, ons sal troos, ons sal reghelp en lewe sal gee. Vorm ons deur wat ons hoor, sodat ons ware volgelinge van U kan wees. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Vandag lees ons 'n teks uit Handelinge 9, 'n merkwaardige verhaal van vertelling van Petrus se bediening in Joppe, die hawestad in die Middellandse See, naby aan Jerusalem. In hierdie gedeelte staan op 'n kruispunt van Petrus se bediening, daar waar hy aan die Jode bedien, maar ook wat kom as hy by nie-gelowiges die woord van die Here verkondig. Eerstens het hy 'n man genees in Lydda, en kort daarna kom ons by hierdie verhaal voor van Tabitha, in Handelinge 9 vers 36 tot 43. Die tweede wonderlike werk uit die hand van Petrus. Dit dien as 'n brug vir sy bediening, en dit is waar die Here vandag vir ons hierdie teks kom gee. Kom ons lees saam die verhaal van Tabitha. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas bekend gestaan het. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. En aangesien Lydda naby Joppe was, het die disipels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, hom geroep, vir hom gesê, kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het, toe sy nog by hulle was. En nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan, en toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit was dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here daarvan gekom. En Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, en hy daar vir 'n paar dae vertoef. Tot sover. Daar's iets besonders aan stil mense. Mense wat nie noodwendig op die verhoog is of hard praat nie, maar mense vir sy teenwoordigheid 'n verskil maak. Jy hoor hulle nie altyd nie, maar jy mis hulle as hulle nie daar is nie. En soms lê die grootste waarheid van die evangelie juis in hierdie stil stories. Stories van mense wat nie in die kolle geleef nie, maar in liefde. En dit laat my dink aan iemand wat ek al teëgekom het by 'n vorige gemeente, 'n tannie wat nooit hard gepraat het nie, nooit heel eers haar hand opgesteek het nie, maar wat altyd daar was met haar sop,
wat haar vingers krom gehekel het aan gebedsbeertjies, wat vir elke kooroefening was, of die son skyn en of dit reën. En as sy nie daar was nie, het mense dit gesien. Mense het ervaar dat daar iemand is wat nie nou hier is nie. En mense soos sy maak die liggaam van Christus sigbaar. Hulle maak die liggaam vir ons sterk. En vandag, op Goeie Herders Sondag en op Moedersdag, bring die Here juis vir ons by so 'n verhaal. Die van Tabitha, 'n vrou wat sy lewe getuig van liefde. En God wys ons iets van sy hart en hy kom sê vir ons dat liefde, selfs as dit stil of ongesiens verbygaan, dat hy dit raak sien. En dat so 'n lewe vir hom belangrik is. En as ons hierdie teks lees, begin dit by 'n eenvoudige, maar 'n monumentale sin. Dit sê vir ons, daar was in Joppe 'n sekere vrou wat 'n disipel was. Die enigste keer in die Nuwe Testament waar die vroulike vorm van disipel gebruik word. Die Griekse woord materia. Dit is nie toevallig nie, dit sê vir ons, let op, hier is iets besonders. In die wêreld van daardie tyd het vroue selde as volwaardige leerders of selfs disipels van rabbies gedien. Maar Jesus kom verander dit. Jesus wys hoe Maria Magdalena en Martha belangrik is. Jesus het vroue as sy eerste disipels, die eerste getuies van sy opstanding. En wanneer Lukas hierdie gedeelte skryf, kom wys hy vir ons hoe uniek Tabitha is. Hy breek kultuur oop waar vrouens dikwels op die agtergrond was. En in Handelinge sien ons herhaaldelik verhale waar vroue deel was van hierdie geloofsgemeenskap, die kern daarvan. Ons lees van Lydia en Filippi, wat haar huis oopmaak vir aanbidding. Van Priscilla, wat saam met haar man van Apollos leer. En haar disipelskap, Tabitha se disipelskap, is nie net 'n byvoeging tot haar vrou wees nie. Dis nie net iets om te sê oor haar geloof nie, maar dis iets van haar identiteit. Dit kom sê dat sy volwaardig 'n volgeling van Jesus was. Dit wys vir ons hoe die Gees gewone mense gebruik om die liggaam van Christus te bou. Tabitha het nie gepreek nie, sy het nie groot titels gehad nie, maar haar lewe het 'n indruk gelos op die mense rondom haar. Met dade van barmhartigheid, 'n lewe van liefde en diens soos wat Jesus geleef het. En as ons vir 'n oomblik stil staan om na haar lewe te kyk, besef ons dat ons nie weet of sy getroud of ongetroud en of sy 'n weduwee was nie. Maar dit wat ons weet, sê alles. Tabitha was in Joppe bekend, nie vir haar status of haar rykdom nie, maar vir haar liefde, vir die baie goeie dade en liefdadigheid wat sy gedoen het. Haar lewe was nie net gevul met goeie bedoelings nie, maar met tasbare liefde wat elkeen aan hulle liggame gevoel het. Sy het die Joodse en Griekse naam Tabitha en Dorcas, albei wat gazelle beteken, of in ons Afrikaans springbok. Wat beide die Jode en die Grieke het in haar 'n tuiskoms gevind. Sy het barmhartigheid oor grense heen gedeel. En in 'n wêreld wat maklik skei en oordeel op grond van kultuur, van afkoms, van taal, het haar liefde boekdele geskryf. Sy het dit reg gekry wat baie gesukkel het om te doen. En wat getuienis is vir ons vandag in 'n tyd van verdeeldheid, dit kom wys sy vir ons dat ons eerder moet vra nie wie jy is nie, maar wat jy nodig het. Sy het klere gemaak, sy het sorg verleen, sy het haar tyd en haar hande gegee vir ander. Sy het haar lewe gewy veral aan die weerloses, aan die weduwees. Die mense wat in daardie tyd geen stem gehad het of geen ondersteuning ervaar het nie. Maar sy het 'n tafel vir hulle voorberei
Tabitha het nie haar vrou wees as 'n beperking gesien tot dit waartoe sy geroep is nie. Sy het nie die evangelie net bely nie. Sy het dit aangetrek soos 'n kleed en dit met haar eie hande aan ander uitgedeel. Jesus self het gekom om nie om gedien te word nie, maar om te dien. En Tabitha se lewe is 'n weerkaatsing van hierdie liefde. Sy was in haar eie reg 'n goeie herder, die een wat haar lewe verander kon aflê. En dan tref die tragedie die stad. Tabitha word siek en sy sterf en haar liggaam word gewas en behandel met mirre, neergelê in die bovertrek soos die gebruik in daardie tyd was. Die mense was ontroostbaar en die rou kollektief. Hier hoor ons iets besonders van die weduwees wat die kledingstukke bring, waar elke stiksel 'n traan is, elke kledingstuk 'n gebed van rou, want hierdie vrou het nou gesterf. En dit is hier in hierdie vertrek waar die evangelie nuwe krag kry. Wanneer hulle hoor, maar Petrus is in die naburige dorp en hom roep en sê, moenie lank vat nie, kom dadelik na ons toe. 'n Mens kan egter met reg wonder, wat het hulle nou eintlik gedink moet Petrus kon doen? Wat was hulle verwagting van wat hy sou kon regkry? Maar hierdie neerlê van die liggaam in die bovertrek wys dat hulle nie wou wag, dat hulle eerder sou wag met die begrafnis totdat Petrus aan hulle verskyn het. En toe kom Petrus. En die feit dat hulle Petrus laat roep en wys wat Tabitha met haar hande gemaak het, beklemtoon die impak wat sy op hierdie gemeenskap gehad het. Hierdie emosionele las wat haar dood nou dra. En Petrus kom nie met groot woorde, met dramatiese aankondigings nie, maar 'n stille gehoorsaamheid. Hier in die bovertrek van 'n eenvoudige vrou kom die apostel tot stilstand. Hy word nie geroep om 'n wonder te kom doen nie, maar om die pyn van hierdie gemeenskap te kan dra. Die weduwees wat die kledingstukke wys, kom sê dit is hoe haar liefde vir ons gelyk het. En Petrus doen 'n interessante ding, hy stuur een en elk van hulle uit. Want hier is 'n heilige oomblik, 'n oomblik vir die intimiteit van God. Hy kniel neer en hy bid dat God wonders sal doen. Weer is dit nie sy eie krag waarop hy staat maak nie, maar op God se, op die meester van sy lewe. En hy draai na die liggaam en hy sê, Tabitha, staan op. En hierdie selfde woorde gebruik Lukas om Jesus se opstanding te beskryf. En dieselfde woorde wat Jesus in Lukas 8 en Markus 5 spreek, wanneer hy die dogtertjie uit die dood uit opwek. Tabitha, staan op. Dit wys dat die krag van die opgestaande Here Jesus Christus deur Petrus werk. Ons hoor die echo van ons goeie herder. En toe gebeur dit. Sy maak haar oë oop en sy asem in en sy kyk vir Petrus en sy sit regop. Die liefde wat sy uitgedeel het, keer terug in die vorm van lewe. En Petrus roep die gelowiges, die disippels en die weduwees en sê, kom kyk, sy lewe. Dit klink amper soos 'n wederkoms. Die geliefde disipel is weer by hulle. Die lewe wat liefde uitdeel, word in liefde weer aan hulle teruggegee. Dit is 'n goddelike verklaring. God laat die dood wyk omdat hy ontferm. Hierdie opwekking is nie 'n spektakel vir die wêreld nie. Dit is stil, genadig, getuig van die mag van God en sy krag wat werk deur mense soos Tabitha. Dis God wat sê, hierdie soort lewe, vol diens, liefde en diensbaarheid en eenvoud, is vir my kosbaar. En so lewe wil ek nie net moet onthou word nie, maar moet voortleef. Hy gee vir Tabitha terug aan haar mense
Nie omdat hy mag het oor die dood nie, maar ook omdat hy die geringstes, die weduwees, die stil dienswerkers in sy gedagtes het. En hierdie teks is die hart van die goeie herder, wat sy lammers in sy arms neem en versigtig lei. En dit is hierdie boodskap in een toneel, 'n herder wat lewe gee, en 'n vrou wie se lewe gee. Die verhaal eindig met die krag van getuienis. Die hele Joppe hoor van Tabitha se opstanding en kom tot geloof. Nie deur 'n preek nie deur woorde nie, maar deur wat 'n vrou gedoen het. Die opstanding van Tabitha is nie net 'n wonderwerk nie, dis 'n bevestiging van haar bediening. Dis asof die Here hier wil sê dat 'n lewe van liefde self 'n preek is. Mense wie se stille geloof die geskiedenis kom verander. Ons lees van Rut, van Hanna, van Maria. En God het 'n sagte hart vir hierdie geringstes. Hy ignoreer nooit 'n lewe wat in liefde gegee is nie. Hy sê hierdie soort lewe wil ek koester. Hierdie soort liefde is my liefde. En in 'n wêreld waar ons dikwels dink dat net die groot stemme, die invloedrykstes saak maak, waar ons so behep is met groot getalle, groot syfers, groot geld, kom Tabitha se storie as 'n stilte in die storm. Die klein liggies van eenvoudige mense skyn net so helder soos die vloedligte van die invloedryke Petrus en Paulus. Die twee menslike hoofkarakters hier in Handelinge. En as gevolg van hierdie voorbeeld is dit moontlik vir een en elkeen van ons om 'n disipel van Jesus genoem te word. Tabitha het in die agtergrond gewerk en daar het Christus verskyn. Want God se koninkryk word nie slegs gebou deur predikers en sendelinge nie, maar deur Tabithas, deur ma's, mentors, diensbare lede en elke gelowige wat liefhet in God se waarheid. Tabitha se lewe leer ons dat liefde nie abstrak is nie. Dis nie iets daar nie, maar dis iets hier. Dis iets konkreet. Dit sit in die detail van 'n steek, van 'n knoop, van 'n brood wat gebak word, 'n kombers wat gegee word of 'n besoek wat gemaak word. Ware geloof is liefde wat gee, wat nie net praat nie, maar doen. En as sulke liefde in die naam van Jesus uitgedeel word, dan leef dit voort. God sorg daarvoor. Dit is so mooi om te sien dat hierdie verhaal eindig met beweging. Liefde wek lewe op en 'n lewe word 'n getuienis. Dit word 'n sendingsgebeurtenis wat die liefde van God, wat deur Tabitha se hande werk, deur die krag van Christus opgewek is, verander die geloof van baie. En dan amper terloops lees ons iets belangriks raak. Petrus wat in Joppe agtergebly het by Simon die leerlooier. Dit was 'n industrie van daardie tyd wat geminag is. Goeie Jode sou bekommerd gewees het oor hierdie kontak met Simon, omdat dit die reinheid van hulle sou beïnvloed. Want 'n leerlooier werk met dooie liggame. Maar dit is juis hier, na hierdie wonderwerk, na die skenk van genade, wat Petrus by hom tuis gaan, om die deur oop te maak vir dit wat kom, waar hy vir Cornelius in hoofstuk 10 gaan ontmoet. En alles het begin by 'n vrou wat met liefde geleef het. In die krag van die evangelie, om te besef dat die lewe van liefde die grootste preek is, sonder enige woorde. En vandag, op Moedersdag, dink ons aan vrouens in ons lewens, wat soos Tabitha is, of was. Dalk is jy daardie persoon vir iemand anders, die wat lief het sonder groot erkenning, die wie se hande getuig van troue liefde, wie se lewens die gemeenskap dra
deur gebed, deur diens en deur volbidding, volharding. En sommige van hulle dink ons dalk in rou en in dankbaarheid. En ander sit dalk hier tussen ons vandag, miskien moeg, miskien ongesiens, miskien onseker of hulle bydra 'n verskil maak. Maar die Here kom sê vandag vir ons, ek sien jou. Jou werk is nie te vergeefs nie, jou liefde is heilig. Jy dra my beeld. Jy is my disipel. En ek dink wanneer ons vir Tabitha ons lewe as geskenk gee, wanneer jy vashou aan liefde, dan is jou lewe liefde, goddelike liefde, en hou dit aan. En wanneer ons oorgee aan hierdie rivier van God se genade, van sy omgee en diens, sorg hy dat die rivier self vloei. Hy hou dit aan die gang en dit verander alles. Dit verander die landskap waarin ons leef en dit is vir ons een en elke uitnodiging vanoggend. Ons is geroep om soos Tabitha te wees, om disippels te wees wie se geloof werklikheid word, in klere, in kos, in troos, in tyd, in sorg, in liefde. Die vraag is, word ons lewens deur hierdie deernisvolle liefde gekenmerk? En mag ons sulke disippels wees. Mag ons 'n gemeente wees waar sulke diensbare liefde geëer en aangemoedig word. Nie net vandag nie, maar elke dag. En mag ons elkeen, man of vrou, oud of jonk, hoor hoe die Herder ons roep met die woorde staan op, niet op grond van die krag van ons Here Jesus Christus wat in jou leef. En volg my gees waar dit jou lei. Ek het lewe vir jou en liefde wat deur jou moet vloei. Amen. Here Jesus Christus, ons goeie Herder. Dankie vir woorde wat U vir ons kom oopbreek. Vir 'n teks wat U vir ons vanoggend kom gee wat ons bemoedig en wat ons uitdaag. Dankie vir hierdie getuienis van Tabitha, 'n vrou wie se liefde nie luid was nie, maar wat diep wortels geskiet het. Dankie dat U ons weer herinner dat U elke lewe sien, stil of eenvoudig, maar dat U elke hand wat liefhet, vir elke hart wat dien, vir elke lewe wat die geur van U teenwoordigheid dra, raak sien. Here, maak ons Tabithas, mense wat geloof uitleef in die dade van sorg, vriendelikheid. Vorm in ons hart van 'n herder wat ander raak sien, dien en liefhet met egtheid en opregtheid. Laat ons nie net U stem hoor vandag nie, Here, maar dit volg. En soos U vir Tabitha weer laat opstaan het, wek in ons nuwe lewe, nuwe moed, nuwe hoop en 'n nuwe liefde vir U en U koninkryk. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawers.
waar hy woon, gaan liefde tuis. Sy liefde nooi ons, sy liefde roep ons, en sy liefde ken ons by die naam. En kom ons staan en sing dat sy liefde, sy vrede, deur ons in hierdie wêreld sigbaar sal wees. Van die goeie herder, die Here wat jou ken by die naam, wat jou roep om lief te hê en te dien. Mag hy jou vul met sy gees, mag jy opstaan in sy krag, en mag jou lewe 'n getuienis wees van liefde wat nooit vergaan nie. Gaan dan in vrede om ander lief te hê, soos Christus jou eerste lief gehad het. Amen. Mag julle 'n wonderlike Moedersdag hê en kom drink koffie en tee en eet ietsie soet saam met ons.